too much. En dan die 8de November is dit die damesoggend waarvan al die kaartjies dink ek reeds uitverkoop is. Baie dankie vir die dames, dit gaan 'n spif oggend wees. En dan die 21ste November is dan nou weer die pannekoek. En Anita of Rita, sy is in charge van ons daar want anders kry ons 'n pand in die kop en sy sê reg, die regte mense kry om die bak in te rol. Almal is gek. Die 30ste November 12 is mos reg, Melinda. 30ste die Kersdiens, nee. Ja, dit is ja, maar dit is of dit 29 of die 30ste met die naaste Sondag aan daai datum. Is dit die Kersdiens, nou dis 12. Want anders kan Melinda nie die kore hier kry. En ons gaan nog lekker vergadering hou met dan in die vrouens. Dan gaan ons ook daarna weer vir 'n lekker ete, sommer die jaar se 'n lekker gratis. So dit gaan 'n heerlike mooi Kersdiens wees. En dan Kersfees self, die 25 Desember, is dit ons beurt om 'n boknes te preek. Ek sal die oggenddiens daar doen 7uur en dan 9uur is daai die dominee, vroue dominee wat ken wat daar gaan preek. En dan 9uur is dit. Sien by ons almanak staan 9:30. 9uur. Nou al 9uur is dit die diens by ons in die gemeente op Kersdag, wat julle nou al vas lê. En dan wil ek vreeslik graag iewerste in Oktober of November, dit gaan vreeslik gou verby. Wil ek vreeslik graag daar by die bakke sit. Daar op die berg. Jy ry daar by hulle plaas, gaan jy, daar's 'n pad bo. Hulle het al die geriewe daar. Dit kyk so oor die see. Dis so mooi binne daar dienste en dan braai ons op. Maar ons kan dit ook by onder by die bome hou. Onder daai groot bome is dit so mooi. Gister het ek weer gekyk. Hier die Karel Landman area daarbo. Die pad is angswekkend. Dis beter om daar by Koenie om te ry daar agter aan lynkrag staan te kom. My pad sal moet reggemaak word. Dennis hulle daar kan ry. Kan hom elke nuwe baan. Dit is verskriklik slegte stuk pad daar na bo toe. Maar dis 'n vreeslike mooi area. Daar's klomp koeltebome en daar's braai geriewe. Kan maar net sowel daar dit ook gaan doen. Wat jy sien tot aan Graamsstad. Jy sien amper die Vrystaat al raak. Reg rondom Jerusalem lê daar berge. Dis so mooi en so stil. Maar ek wil graag ons met bietjie uit die kerk uit. Dit kom so baie daai volgende naweek is hier kerk. Nie die kerk hier nie en ook nie die kerksaal nie. Ons Woensdag, dan eers Donderdag gebeur. Woensdag kom die man nou van die Vrystaat af en hy kom hierdie kerk met daai verskriklike gif beroep. Jy mag nie 'n mens naby hierdie kerk. Uiters gevaarlik. So want hierdie boorders is in die pilaar en als en nie nou doodgemaak word. Dis nie inkom as daai galery, amper sê paviljoen. As daai galery wat op pale staan in mekaar sak en daai val af. Uitgeval en dis 3-4 miljoen. Hulle wil nie weet hoe lyk daarbo nie, sulke bonnels. Ek is bly dat julle dit raak gesien het. So die man kom, dis die geld wat ons vir julle gevra het. Eintlik 200,000. Hy geld letterlik net vir die gif. Liter gaan nou vir hom 2 manne gee, het ek gesê wat hom kan help. En julle moet maar die wat daarna kom moet maar masker. So ek dink net vir veiligheid, ons kan nie in die kerk dit hou nie. Maar ek dink dit help ook as nou in die saal, wie gaan nou kerk staan. So kan ek maar is dit reg aan die volgende Sondag dit so doen of gaan julle al wat nog nie in die kerk was met hou. So ek kan sê ek kan kerk hou in die saal, nie so. Maar ek dink net dit gaan nie werk. So hoe voel julle daaroor dat ons net vir die gemeente kan sê? Die volgende Sondag is daar nie kerk nie. Reg? Steek maar julle hande vir my op as julle sê. Want ek wil nie mense in 'n blik druk nie, want ek is 'n ou vir kerk. En mense is maklik as gevolg van 'n leerlys of proefboorder wat houtboord uit die kerk uit hou nie, maar daai gif is gevaarlik. So, dis maar dit. So, dit is al die afkondigings en ja, in die synodelied. Ons gaan nou synodelied wil hê met ons sing. Dis die lied van die Ooskaap. Dis ek dink gesang 402 of so iets. Dis 'n bekende ding. So kom ons sing dit lekker in hardheid saam, maar ek moet eers die seën uitspreek, dan sing ons dit saam. Gemeente, ek groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en sing ons lekker saam.
die tenorlied, soos amper soos ons laaste lied wat ons kan maar sit. Ek gaan vanmôre vir u lees uit Psalm 73, hier het ek vorige keer ook al gedoen, maar ek het vanmôre heeltemal 'n ander aanslag, want ek het die afgelope 2-3 weke, maar elke dag basies, maar die afgelope week juis met Steffie Bosman wat nou hierdie slegte nuus gekry het, en die begrafnis wat ons gehad het van Tannie Bakkes. Daar's soveel goed in 'n mens se lewe wat gebeur wat ons nie eens van weet in die gemeente. Met die mense kinders en se kleinkinders, as jy op die televisie sien wat aangaan, mense wat regtig seer kry en skokke kry, dinge wat jy nie verwag met jou gaan gebeur, bankrotskap, jy verloor jou werk, jy word gediagnoseer met 'n terminale siekte. Ewe skielik raak jy excited en beangstig en dan met jou op pille gaan. Dan verval jy in 'n depressie. Daar's soveel mense wat sukkel met 'n tipe van 'n depressie. Daar's soveel tipe depressies, maar die mees algemene deesdae is die bipolêre depressie. Dan het ek definitief dit, want die een dag is jy verskriklik op en in 3 sekondes jy af. As ek nou iewers gaan praat soos vir daai klomp vrouens, ek is so excited, ek klim uit my vel en ek nader aan die week is. En net 'n dag daarna dink ek, wie is jy? En as dit nou met 'n depressie wees, dan is ek permanent in. Maar bipolêre depressie is nie 'n maklike ding. Jy staan op en dan is jy af. Maar wat ook al die probleem is, ons vra baie keer, waarom? Hoekom, Here? Hoekom? Want ons vra dit almal. Hoekom gebeur dit met my? Ek is 'n goeie mens. Ek kom kerk toe, ek gee my dankoffer. Ek is lief vir mense, ek bid vir mense, ek lees my Bybel. En dan wil ons onsself so verdedig en dan verstaan 'n mens nie. Ek het al 'n hele boek geskryf oor hoekom gebeur slegte dinge met inverted comma met goeie mense. Want ons vra dit almal. Hoekom gebeur dit? En daarom wil ek vanmôre dit ook vir julle lees. Nou hier was 'n man al lank al in die psalms wat dit ook oorgekom het. Job was ook maar een van hulle, maar hy het daarom opgehou, maar 'n psalm van Asaf. Dit is vir my goed om naby God te wees. Dis die opskrif. God is vir Israel baie goed.
vir die wat rein van hart is. Tog het ek daarin begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen. Toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie. Hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorges soos ander mense nie. Hulle het nie teëspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enige iets aan. Smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. 13, en dan kom hy terug na homself. Hy is lekker geïrriteerd, want hy sê hy dien die Here. Sy hele lewe gaan om gebed en hy dien die Here en erken God. En kyk hoe lyk dit met hom, met die goddelose mense gaan dit geweldig goed. Dan kom hy by vers 13. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie, Here, want elke nuwe dag het vir my nuwe teenslae gebring en elke nuwe môre straf. Ek wil vir julle sê daar's baie mense wat so. Ons wil onsself verontskuldig. 15. Maar as ek so sou aanhou praat, dit vat lank voor 'n mens by hierdie ding kom om te besef. As jy so sou aanhou dink en aanhou praat, gaan jy tot nie. En hy het ook tot besef gekom. Dis 'n belydenis wat Asaf hier maak. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik. Hy's ten minste eerlik. Tot ek in die heiligdom van God aangegaan. Dan word tot hy stil geword het. Die heiligdom met die woord wat hier gebruik word in die Hebreëus is om werklik jou af te sonder en stil te word, eenkant apart weg van die gewoel van die lewe af en met die Here gaan praat. En toe het ek besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, u laat hulle ondergaan deur hulle eie gedoen. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks aan hulle te grond het. Tref 'n verskriklike einde hulle, net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as u ingryp. En dan kom die mooi ding. Toe ek verbitterd was en verontreg gevoel het, was ek dom en sonder insig soos 'n redelose dier, het ek my teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, en wie is nie? As 'n mens deur gedurende spanning gaan, deur 'n gedurende siekte toestand, gedurende angs en stres, dan raak jy letterlik afgetakel na liggaam en gees. God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Nou wonderlik as 'n mens uiteindelik daarby kan uitkom. Maar hy het dit nie vrygespring om ook deur die emotions, deur hierdie dinge, emosies te gaan. Hy's net 'n mens, al ken hy die Here. Ons is net mense, al het ons die Here lief. Al is ons gedoop in sy genade, en is ons by die Here opgeneem en in die boek van die ewige lewe geskrywe. Ons ervaar nog baie moeilikhede in ons lewe. En daarom wil ek julle sê as inleiding, ons almal ken daardie oomblikke waar die lewe ons tref soos 'n koue windvlaag. Jy sit in 'n hospitaalkamer en hoor die dokter se stem, dit is kanker. Jy kry die oproep in die nag, daar was 'n ongeluk. Kyk na jou land, jou plaas, jou werkplek en jy sien die droogte, jy sien die verlies, jy sien die politiek, jy sien gebroke drome. Jou eerste woorde is, hoekom Here? Waarom ek? Wat het ek verkeerd gedoen? Dis tipies mense. En dit is presies die vraag wat die psalmdigter al duisende jare gelede gevra het. Ons is nie alleen in twyfel nie. Selfs in Psalm 73 het Asaf ook een van die eerstes uitgeroep, Here, maar ek, my voete het amper afgegly.
Byna het my tree gegly. Byna het ek moed verloor. Dan die eerste deel wat vir u sê, die realiteit van onverwagte skokke. Dis 'n realiteit, so seker as wat ek en jy hier sit, dat jy een of ander tyd 'n skok kry. Of dit dood is, of dit siekte is, of bankrotskap is, of wat ook al. Die Bybel is eerlik daaroor. Die lewe is nie altyd regverdig nie. Job verloor sy kinders. Job verloor sy rykdom en sy gesondheid. Sy eerste woorde, die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here is geloofd. Dawid, die een vir wie die Here lief was. Hy sê in Psalm 13 vers 1, tot hoe lank, Here, sal U my vir altyd vergeet? Dit voel vir jou nader. Ek bid, maar die Here bring nie 'n antwoord nie. Ek kom tevoorskyn. En raak 'n mens gespan en sê, waarom, Here? Matteus 27 vers 46, selfs Jesus roep aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Dis God se seun. Hy het geweet waarvoor hy in is. Hy het geweet hy moet in die kruis sterwe. Hy het geweet hy het gekom vir ons sondes te sterwe, sodat ek en jy, wat hier sit vandag, die ewige lewe saam met God kan hê. Hy tree op hierdie oomblik in by sy Vader as ons advokaat. Hy verdedig ons saak, dit sê die Bybel. Maar selfs hy in sy uiterste nood, inspanning, toe hy weet, hier kom dit nou. Hy het letterlik bloed gesweet, want weet julle wat as 'n mens werklik, hulle sê, as jy werklik so beangs raak, dan kan jy bloed sweet. En daar staan in die Bybel, die Here het bloed gesweet, en hy het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Die geloofslewe is dis nie 'n pad van 'n maklike antwoord nie, dis 'n pad van groot geloof te midde van vrae. Die tweede deel, die psigologiese, ek wil nog vir julle by die sielkundige, want ek is mos maar 'n sielkundige. 'n Sielkundige agtergrond van vertwyfeling gee. Sielkundig gesproke, gebeur daar 3 dinge wanneer ons deur 'n krisis. Ek het nou baie in my spreekkamer met die mense gesit. En dan neem ek hulle ook af met 'n kameraatjie dat ek dit op boek het, dat ons na naweek daarna kan kyk. Die eerste ding wat gebeur wanneer mense vertwyfeling gaan, skok en ontkenning. Die brein kan eenvoudig nie die skok wat gebeur het verwerk nie. Daar's te veel ensimes wat inkom, sinapse skiet net so oor mekaar en jy's totaal geskok en jy ontken dit. Dit kan nie waar wees nie. En dan vat dit 'n rukkie. Die tweede een is soeke na skuld. Ons vra, het ek dit oor myself gebring? Is dit nou my eie skuld dat dit gebeur? Hoekom gebeur dit? Hierdie behoefte kom omdat die mens beheer wil hê. As ek weet hoekom, kan ek dit dalk hanteer. Kan ek dit dalk keer. Die derde plek, gevoel van verlatenheid. Die ergste emosie vir 'n mens is alleen gelaat te voel. Dit is waarom baie mense sê, God hoor my nie en God help my nie. Dit is baie belangrik om te onthou, hierdie emosies is nie sondig nie, dit is menslik. Selfs die psalmdigters in die Bybel, wat opgeneem in die Bybel het so gevoel. Vertwyfeling is 'n natuurlike reaksie, maar dit is nie die eindpunt nie. Gelukkig bly ons nie by daai beangstigheid en vra hoekom nie. Die derde deel is 'n antwoord van die psalms. Wat sê hierdie Psalm 73 vir ons? Psalm 73 sê uiteindelik, kom ons keer terug na God toe. Asaf kyk na die voorspoed van die goddelose en sê, dit is te vergeefs dat ek my hart rein gehou het, Here, in vers 13. Hy voel, dit help nie om God te dien. Baie mense sê vir my, Dominee, maar wat help het of daaronder, wat help het ek gaan kerk toe, wat help het ek doen dit? Kyk hoe lyk my lewe, dit kom net nie reg nie. Dan sê ek altyd, hou maar net aan. Want ons tyd is nie God se tyd nie, God se tyd is nie ons tyd nie. Maar dis maklike woorde om vir iemand te sê, maar iemand wat regtig seer het en swaar kry. Jy moet met daai ou sit, en jy moet eintlik nie praat nie. Dat hy praat, dat hy kwaad word, dat hy luister, dat hy sê, ek moet luister, en moenie raad gee as hy nie vra. Baie keer sit net jou hand op sy skouer, of doen net iets om naby te wees. Die geheim net dis in God se teenwoordigheid. In die heiligdom sien Asaf weer die groter prentjie. Hy besef, God se plan is groter as wat ek hier verstaan. God is steeds regverdig, al lyk dit anders. Ons hoop net nie in die nou nie, maar in die ewigheid. Ons is baie geneig as mense, want ons wil goed, ons het ook 'n kitsmentaliteit ontwikkel, vir al die jong mense. Ek staan in Londen, ons staan dit, maar lees ook gesê, die kinders koop alles. Niemand maak kos nie.
Jy koop alles klaar, daar's nie tyd nie. Ons het 'n kits mense geraak, ons koop en ons gooi weg. Van McDonald's toe eet, gooi weg. Goed met gou gebeur. En ons wil ons geloof sê, ons wil nie goed met gou opgelos word, maar dit moet nou reën. As dit nie nou reën nie, is ek in my glory. En dan wag die Here so 'n bietjie half aspris, en weet jy gesien is dit ook later reën. Ek het al milies gesien wat besig is om dood te gaan in die Vrystaat, en dan reën dit en dan dra daai milies sommer 3 koppe. Dit gebeur net. Ek sal nooit onthou nie, toe ek klein was, ek het vreeslik tuin gemaak toe ek klein was. Kom ek 'n predikant geword. Kom ons het gesien het, ek is lief vir groente en vlinders. Ek moes 'n groot kweker, hy sê die kind is nie lekker, hy moet van tuine uitlê, hy moet plantjies plant. En as ek by my ouma sy het met kalkoene en hoenders, en sy het tomatielande gehad, maar man, ek het nou nog, sy maak van groen tomaties, tekel wat jy in 'n bottel sit, uit so die poorte van die hemel. En die haal kom, want in volk soos in Perdekop, haal dit stuw net so dik in die winter, en dit haal. En hy sla daai tomatieplante, daar net so. En ek is in trane, en ek huil, en ek kan nie daai dit al glo dat die Here se kind. Ek was al 'n predikant van kleintyd al, ek met die Here in 'n struggle. En weet jy wat sê my ouma, ek sal dit nooit vergeet nie. My kind, die Here het gegee en geneem. As hy wil hê dit moet weer regkom, gaan dit regkom. Weet julle wat? 3 maande daarna het sy die grootste tomatieoes in haar hele lewe afgehaal. Want sy die Here vertrou. Ek sou dit als uitgespit het en nuus geplant. En dit is waaroor dit gaan. Om bietjie verder dink, want ons is so met ons angs besig wat menslik is, dat mens nie verder kan kyk. Ek het altyd weer gesê, sodra mens twyfel, dan verloor jy rigting en hoop. As 'n mens twyfel, het jy nie rigting nie, dan kyk jy terug, hoekom en waarom. As jy in die Here glo, kyk jy vorentoe. Daarom wil ek sê die laaste deel, waar vandaan kom my hulp? Wie ken Psalm 121? Ons het dit almal geleer in katekestasie. Onthou julle het ons katekestasie soos ons gehad het, moes ons elkeen 'n versie geleer. Jy moet hom kom opsê. Maak nie saak of jy 'n wit perk op bly, jy gaan 'n wit bank kuier, jy gaan rugby speel vir Adventiersbeker. Ek het tennis gespeel daar. Sondag gaan jy na die kerk toe en hulle moet vir jou 'n ticket gee dat jy daar was. Jy verstaan? Ja, vandag is dit bietjie anderste. En daar het ons Psalm 121 geleer. En dit sê dit baie mooi. Ek staan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat sê dit? Ons geloof in ons krag lê daarin dat ons nie antwoorde het, maar dat ons ‘n God het wat groter is as ons vra. Wanneer ons vra hoekom, Here, antwoord hy nie altyd met verduidelikings nie, maar hy antwoord met homself. God se naam is Ek is. Dis ongelooflik, die Hebreëse naam daarvoor, Ek is. Dit beteken, ek is alles. Ek is die begin, die einde, ek is die alfa, die omega. Maar die probleem met die kerk en die mense van vandag is ons wil God uitredeneer, want ons sien hom nie. Want ons kyk met verkeerde oë. Ons dissekteer die evangelie. Ek het gister ook met Koos en Marlies, is my vriende van Smithfield, wat ek mos nou nie hier kan sien nie. Dat het ons mekaar by die London Bridge ontmoet. Imagine hoe grand. 'n dier koffie gedrink het, wat dan nog amper 'n handsak op 'n ou met 'n handsak gesit en daar agter ons, ek weet van niks. Maar nie sê wat gaan nou weer aan. Ek het gesien dit. Maar in elk geval, en gister het Koos ook gesê, 'n mens moet anders te kyk na hierdie ding. God is God. Mens kan hom nie uitredeneer. En ons praat daaroor, ek sê, weet jy wat is die probleem met die kerk op aarde? Dis nie die Here nie, dis nie die Bybel nie, dis nie ons geloof nie, maar dis die verskillende tipe maniere hoe dat mense aanbid. Dis daar waar die moeilikheid kom. Mense maak die Bybel onnodig moeilik. Met al die tradisies, met al die sieninge. Die een sing net psalms, daai een drink net uit 'n beker uit by die nagmaal. Die een drink uit glase uit. Die een, ja, jy kan nou druiwesap op drink, want ek drink eintlik my jong snaps en my wyn is. Maar jy weet, elkeen het 'n geit en 'n grot. Die een wil platval as hy bid. Die een moet na die ooste toe kyk. Net op 'n bouing as jy bid, dan tot die bouing. Nou, elkeen het 'n ding. Staan nêrens in die Bybel. Die Bybel sê, die Here, ek is wie ek is. Ek is.
Hê my lief, ek het julle lief. Glo in my, want ek glo in julle. Wees positief, want ek is positief. Nou baie veel gesê uit 'n bitterfontein kan daar nie soet water kom. Uit 'n negatiewe denkpatroon kan daar nooit iets positief. En baie keer kort dit net een mens om die waar deur die drif te. Net om te begin, daai spark. Hoe begin 'n vuur? Met 'n spark. Jy kan daar staan en bid tot jy blou in die gesig is en ek moet sê as daar 'n straal van bo af kom, kan daar niks van jou oorwees nie. Maar jy moet iets doen, jy moet 'n vuurtjie trek of jy moet 'n gaslighter vat en jy moet die spark aansit sodat die vuur kan brand. In ons geloofslewe is dit presies dieselfde. Doen wat jou hand goed vind om te doen. Doen goed vir ander mense. Kook 'n potsop. Gee daai R5 soos jy dit nou ook alweer gegee het. Vat mekaar in die skouer, bid vir mekaar, bel mekaar. Ek sê altyd julle ook al daai gevoel kry as iemand so in jou kop begin te maak. En dan dink jy ek moet hom bel. Bel hom, daar's 'n rede daarvoor. Daar's 'n rede daarvoor. Bel want môre bel jy en dan's daai persoon dood. Gee nou blomme terwyl jy lewe. Vertrou nou die Here. Die praktiese toepassing is hoop en dankbaarheid. Prediker sê, Prediker 9 vers 7, gaan, hoor mooi, gaan eet jou brood met blydskap en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal behaag in jou werke. God het ons by ons naam geroep voor ons gebore is. Elke haar op jou kop is getel, sê die Bybel. Ek sê altyd, julle weet wat stukke Jeremia wat ek altyd daai vers lees, ek het jou by jou naam geroep, ek het jou gebore laat word, ek het jou opgetel, ek het jou gedra, ek het jou by die plek gebring waar jy moet wees en ek leer jou. Dis die God wat ek ken. Die alomteenwoordige God, maar ons moet hom kans gee. As ons nie ons hand uitsteek na God nie, as 'n klein seentjie in dubbeltjie stap, wat maak hy? Hy skreeu dadelik op en wat maak pa of ma? Hy tel hom op. Want dit is vertroue. En ons moet God in ons dubbeltjiespad ook. Ons moet ons hande na hom uitsteek, maar ons wil dit self doen. Solank as wat jy dit self doen, sien jy God se genade raak. Ervaar jy nie ander mense se liefde nie. Ons moet ons hand uitsteek. Dit beteken leef elke dag as 'n geskenk. Ons weet nie hoeveel dae ons oor dit nie. Ek en Koos het getrou gepraat. Nou ek moet net vir sê Marlies en Koos is nou my pelle. Ek ken hulle van Swellendam. Ek was hulle dominee in Swellendam. Ek het getrou. Is julle ooit getrou? Het almoes iets man. Die grand dominee. Almoes was net voor my daai dominee. Ja, dis 'n grand. Fantasties. Dan sien jy nog nooit skyn. Kom naby daai keer partykeer maar hulle is alhou want almal het hulle getrou. Hulle het een seun en hy bly in Londen, maar dis die twee mense wat nou Lotto land as hulle kyk so in 19. Hulle het net hulle twee het begin. Hulle het al lank, hulle bly daar in die ou pastorie en sy's 'n huishoudkinderjuffrou in 'n restaurant gehad en hy is werk nou is 'n business is Afrikaans in lewens. Maar elke was nooit 'n Engelse woord besig. Maar hy is 'n wiskundeonderwyser en hy kom by die onderwysers om te bly lewe sit vir kombuiskaste. En hulle het dit gedoen. Het hulle besluit daai dorp is in 'n toestand. En het begin te papiere optel. Ek het hulle vir Marlies iets. Het gesit en gesê, hierdie dorp het nou skool. 'n Plastiek sak gaan haal en begin te optel. Uiteindelik het Lotteland vir hulle R800,000 gegee. Hy met 'n doktorale studie skrywe voor hy daai geld kry. Hulle trek vir hom regdeur. Gaan kyk hoe lyk Smithfield. Want die mense het begin te inkoop. Veel mense koop in by 'n positiewe mens. Mense koop in by 'n mens wat gedryf lewe. Mense koop selfs in by 'n streng kwaai mens. Want hy's ordelik. Ons mens moet iemand kry in jou lewe. As jy dan nou sê, maar ek is nie so 'n goeie. Hierdie ding ook, ek is nie 'n goeie Christen. Wat is 'n slegte Christen? En ons praat van, jong, hy is dan maar groot. Is hy dik of is hy hoe groot? Ek bedoel, hy nou anders dit. Soos julle gesê het, daai mense van Kimber, van die ander warm plek, Appington wat sê, Daniel, jy moet nou weet, ek en my man en my kinders die binnekant sit by hom. Ek sê, en ek sit op die pavement. Hoe arrogant. Maar mense, positiewe mense. Wie vat partykeer net 'n spaak om 'n vuur in die brand te steek. Alle vure begin met 'n spaak. Kan nie anders nie.
In die donkerste donker nag kan jy net so 'n kersliggie raak sien. Julle het al gesien. Was julle al in die veld, ken julle nog vir vuurvliegies? Jy sien dit nie meer nie, maar by die vlei is hier dit nogal taamlik, veral in die Vrystaat. My mond hang oop. Ek is 'n fietjie mens van kleintyd af. En as jy sien in die donker nag en daai jy sien hom. As jy hierdie plek, ek staan baie aande gestaan ek daar agter in my jaar. Dan kyk ek op na hierdie pragtige sterre wat die ligte naby nie. Dan sien ek hoeveel satelliete, daar gaan 25 satelliete oor en weer binne 10 minute. Dit lyk of jy hulle kan vat. Jy sien dit onmiddellik raak. Selfs die donker kan nie net 'n stukkie lig dood nie. Daarom en hy meiskind wat iewers hier is iemand van julle se familie wat hier in die skool matriek speech het, so 3-4 jaar terug. Tyd gaan ook so gou verby. Wat sê vir die kinders wat is nou 6 is nou rowe en slawe en slakke wat julle arme afstoot. Hulle mag nie opkyk in die matriekskool kyk en afkyk. Toe maak sy speech want hulle word nou ingelei in die skole. Sê lig jou ken. Dis en daar is die geheim van die lewe. Ken jou lig, ken die Here in jou hartseer, in jou swaar kry, maar ook in jou lekker kry en jou klaar kry. Vertrou die Here met ander woorde. Drink jou beker koffie met dankbaarheid in die oggend. Eet jou stukkie droë beskuit met dankbaarheid. En as jy het nie weet om bakkie vat 'n witbrood en droog. Maak hom in die oond en dan eet jy boerbeskuit. Plaas jou hoop in die Here. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, sê Paulus. Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Getuienis as gewone lewe. Ek onthou 'n eenvoudige getuie, ek wil dit vir julle lees van oom Piet, 'n boer hier in die Vrystaat wat ek ken, wat sy hele oes verloor het tydens 'n droogte. Iemand vra vir oom Piet, oom, ek was by gewees die oggend, hy sê, oom, hoe hou jy nog vas aan God? Sy antwoord was, want oom Piet is ryk, hulle is groot plaas, hulle het alles vir die droogte. Weet wat was oom Piet se antwoord? Ek hou nie God vas nie. God hou my vas. As die Here my tot hier toe beskerm het, sal hy my hier los. Mense, as die Here jou tot hier toe gebring het waar jy is, en elkeen het 'n storie, en elkeen het 'n krisis al belewe. Hier sit mense in die gemeente wat regtig siek is en swaar kry. Knieë wat nie lekker wil werk nie. En heupe wat uithak. En koppe wat ook uithak. Dis die ergste. Maar God hou jou vas. God sal jou nooit los nie. Hoekom sal hy jou tot hier gebring het en jou nou oorlaat aan die verkeerde dinge? Dit is nog steeds goed dat die Here ons vashou. Nou sluit ek regtig af die bouingland, die troos van die Heilige Gees. Jesus beloof in Johannes 14 vers 18, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom na julle toe. Soos julle my hier opvaar, se Handelinge 2 vers 11, soos julle my hier sien opvaar na die hemel, so sal ek na julle toe terugkom. Moenie so staan en huil nie, gaan en gaan verkondig die evangelie aan al die volke en nasies oor die hele wêreld. Die Heilige Gees is ons trooster, die Parakletos. Hy is ons versorger. Hy fluister in ons harte, jy's nie alleen nie, jy word nie verlaat nie. Romeine 8 vers 26 sê selfs, wanneer ons nie weet wat om te bid nie, tree die Heilige Gees vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Want die mens kan op 'n stadium kom dat jy regtig nie weet hoe om te bid nie. Jy weet nie wat jy vir die Here moet sê en moet vra nie. Maar dan moet ons bereidwillig wees om onsself beskikbaar te stel sodat die Heilige Gees vir ons kan bid. Ons moet die skoene van bereidheid aantrek om die geloofspad te loop. Wanneer jy jou brood eet en jou koffie drink, doen dit met dankbaarheid. Sien elke sonsopkoms die bewys van God se genade nie. Slaagliedere 3 vers 22 sê, God se genade is elke oggend. Wanneer ons hier voor instap, lees julle nog wat ons daar geskryf het. God se genade is op die kerke met op al die kerke se deure moet staan. God se genade is vir my groot genoeg. Maak nie saak wat jy al verkeerd gedoen het nie. Maak nie saak wat jy al sleg gedoen het nie, wat jy al goed gedoen het nie. God se genade is vir ons elkeen groot en genoeg. Asaf sê, maar vir my is dit goed om naby God te wees. Ek het die Here as my Here en my toevlug gestel. Sluit af met hierdie gebed wat ek geskryf het. Here, jy weet hoe dikwels vra ons hoekom. Dankie dat U ons nie weggooi as gevolg van ons vrae nie.
maar dit dra saam met ons. Gee ons geloof om te vertrou, hoop om aan te hou, dankbaarheid om elke dag as 'n gawe te ontvang. Heilige Gees, troos elke hart wat swaar is en herinner ons dat ons hulp van die Here kom, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ons gaan die offergawes opneem en dan gaan ons sing, is die toekoms blink of duister. Nou boekie 23, maar dit is ook op die bord en daarna sing ons lied en julle almal word uitgenooi vir 'n kop tee en iets om te staan. Ja, sy kom ons sing lekker saam. Is die toekoms blink of duister?
nou eintlik 'n opsomming van die preek. Dankie Melinda. Dat was baie oulik. Vang nou die seën van die Here en dan staan ons, dan sing ons net ook. Wat staan is so? Wegsendings van hemel toe nou nie, maar was na by die wegraping, 'n ou bel my die Kaap uit. Ek antwoord, ek sê goeiemôre, ek sien is hy. Ag nee, jy's nie weg nie. So, as een ou wat nie van my hou nie. Vang nou die seën van die Here. Mag die liefde van God ons se Vader, mag die vergewensgesindheid van die Here Jesus Christus en die kragvolle vertroosting van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Dan Heer, alle vrede, my kind van doen, wat ek van jou vra, beskryf my dit, aanleef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou lei, ek maak jou pad vir my, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bosse weg van jou. Ek is onder jou as jy sal kom aan daar. Dan Heer, alle vrede, my kind van doen, wat ek van jou vra, beskryf my dit, aanleef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bovenaan jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my liefde. Die seën van God die Here is altyd ewig by jou. Dan Heer, alle vrede, my kind van doen, wat ek van jou vra, beskryf my dit, aanleef my liefde,